Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Is lekker, ons is in Pinkstertyd. Ons het gepraat oor gedoop met 'n droom en blydskap en liefde en krag en hoe word jou drome waar en al hierdie goed waaroor ons praat. So is opgewonde net vir my. Al hierdie skrifte is goed waarna ek self werk, wat ek self doen. Dis nie net kopkennis wat ek met jou deel nie. Dis hartkennis, dis dinge wat ek self leef, beleef en soek en begeer. Hoor, vandag se skrif is een van hulle. Dawid se lewe het my baie geïnspireer in drome. 1 Samuel 17:36. Dis voordat hy met Goliat moet gaan beklei. En hoor wat sê hy? Ek het dit al met sowel 'n leeu as 'n beer gedoen. En hierdie onbesnede Filistyn sal soos een van hulle word, omdat hy die leer van die lewende God beledig het. Wat sê Dawid hier? Hy sê, ek het al my droomspiere, my geloofspiere geoefen. Ek het eers teen 'n beer beklei, en ek het hom oorwin. En toe het ek teen 'n leeu beklei, en ek het hom oorwin. En nou gaan ek teen 'n reus beklei, Goliat. En ek gaan hom oorwin. So, mense, daar's iets van klein stappies, klein trekkies. Baie keer, dan skryf ek in my droomboeke, of ek skryf in my journal, net my storie. Net waar ek begin het as 'n tienerpastoor en Grace House was my eerste jeugkerk gewees en toe in Randburg Mosaïek en toe Lewensentrum en net al die stories, 25 jaar se oorwinningsstories, groot stories, beerstories, leeustories, Goliat stories en die goed waardeur ek gaan en gegaan het. En hoe meer ek dit skryf, mens, hoe meer bou my geloof dat niks is onmoontlik nie. Ons kan enigiets bereik, enige stirring, enige Heilige Gees prompting, enige geur van water of droom vir die toekoms, dan's ek excited. Ek's ready to go. Ek pak my tas en ek trek Amerika toe en ek doen wat die Here sê. I'm ready to go. Hoekom? Want die geloofspiere het geoefen. Die geloof, die droomspiere het sterk geword deur die jare. En ek wil hê jy moet dieselfde doen. Gaan sit en dink aan jou lewe. Wat God voorsien, deurgekom, bonatuurlik, wonderbaarlik, hoe het jy goed gesien, bereik, gesien, gebeur, en is net groot, en God kan dit weer doen en meer doen. So oefen jou droomspiere deur terug te gaan en te lees. Gaan kyk bietjie hoeveel keer skryf Israel die hele storie van uit Egipte na die beloofde land toe oor. Nee, die kore, die manna en die kwartels en die rots en die water en die dooie see en die oopmaak van die see en die toemaak van die Rooi See en al. Hulle skryf dit oor en oor. Hoekom? Dit bou die geloofspiere, die droomspiere, dat God kan enigiets doen. Dis wat ek vir jou ook wil bid. Gaan, skryf jou storie, kyk wat het die Here gedoen, en hou aan droom, hou aan glo. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons almal se lewens het soveel, kan ek sê, ups en afs, en soveel oorwinnings, maar ook soveel seer en soveel uitdagings. Maar Here, die storie aan die einde is, U is getrou. En het my deur alles gevat. Ek dink aan Josef, deur alles het hy hom gevat, deur die put en deur die tronk en deur Potifar se huis en die vrou en al die chaos. En Josef het sy storie en Dawid het sy storie. En so kan ons almal gaan sit en net sê, dankie Here. U is getrou. U doen wat U beloof het en U maak my gloespiere, my droomspiere, my hoopspiere weer sterk, Here. Niks is vir U onmoontlik nie. Stuur dit in ons hart, Heilige Gees. Skryf dit in ons hart, dat ons die goeie werke sal doen, wat U vir ons voorberei het. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.